van die genade. Elke nasie dienst, Jesus lei ons tyd. Bring ons na Here, leid ons in die pad. Die is die kracht wat ons dra, elke stand, elke dag. Die soort is ons roep, harte met die doel, saam vir ewig bly. Here lichaam in je by, elke knie sal buig. Oral op die hart, Jesus is die waarheid. Oh, bring ons na Here, leid ons in die pad. U is die kracht wat ons dra, elke stand, elke dag, elke dag. Elke knie sal buig, elke tong sal lei. Oorlog op die hand, Jesus is die waarheid. Bring ons na U lig, leid ons in U pad. U is die kracht wat ons dra, elke stam, elke dag. En 'n hartlike goeiemôre aan elkeen wat ingeskakel is, weer eens hier by die beste stasie vir elke volktaal en nasie. Jy is ingeskakel by Heavens Embassy radiostasie en TV kanaal, en baie dankie dat u die tyd uitgekoop het om vanmôre weer hier te luister. Wat 'n wonderlike voorreg is dit hier vir ons om weer eens vanmôre die Here se werk te kan voortsit nie. Yes, dis maandagmôre. Dit is tyd dat ons bietjie die week aanvat, en daar is nie 'n ding soos 'n blou maandag nie. Die naaste daan is 'n blou kol. Maar dit is nie vanmôre waar ons is. Ons is vanmôre hier op die radio om die werk van die Here voort te sit. En ek gaan ekskuus tog. Ek gaan so 'n boodskapie bring oor die vrou by die put. Die krag van genade en verlossing wat die Here vir ons bied. Nou ja, ons bediening Heavens Embassy Ministries is presies wat dit sê. Ons is die ambassadeurs van die Here. Ons is die voete, die hande, die stem. Ons doen wat die Here vir ons verwag. En vanmôre wil ek hê julle moet aandagtig sit en luister. Dalk is hier 'n boodskap vir jou, want niks gebeur in die lewe per toeval nie. Per toeval bestaan nie by die Here nie. Die Here het 'n plan met alles. So as jy vanmôre luister, dan is jy hier om die Here wil hê jy moet luister. Nou, ons almal het 'n storie in ons lewe. Party van ons het 'n storie van oorwinning, ander het 'n storie van pyn, maar in elkeen van ons stories is daar 'n oomblik waar ons die genade en die liefde van Jesus Christus kan ontdek. Jy sien die verhaal van hierdie Samaritaanse vrou by die put, soos ons dit in Johannes 4 vind, is een van die mees diepgaande voorbeelde van hoe Jesus iemand ontmoet in 'n gewone omstandighede van die lewe. En hulle lewe vir altyd verander, vir eens en vir altyd. En so kan die Here ook vanmôre jou lewe vir eens en vir altyd verander. Vandag gaan ons bietjie kyk na hierdie verhaal en hoe dit elkeen van ons lewens kan aanraak. Yes, jy is hier omdat die Here jou hier wil hê vanmôre. So kom ons begin en ons nooi die belangrikste persoon in die vertrek in, daardie een wat binne in jou woon, die Heilige Gees. Sluit die oë, buig die hoofde uit respek. Here, ons dank U vir U voorreg om vanmôre weer by mekaar te kom en U woord te kan hoor, my Vader. Ons vra dat U ons harte sal oopmaak, my God. Dat U ons stem, of my stem sal hoor en U genade
kan uitstort op almal, sodat ons dit kan ervaar vanmôre. O Heilige Gees, baie welkom saam met ons hier vanmôre. Kom wees by my en lei ons in die waarheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, ons praat soos ek sê vanmôre oor die ontmoeting by die put. Yes. Maar voor ons verder gaan ons gou vinnig na 'n liedjie luister wat vir ons sê Son op blom van Bernice West, 'n lekker opgewekte liedjie. Laat ons nie in die slaap raak nie, dis vroeg in die môre. Kom, geniet ons saam met my en dan praat ons verder. Wat is je grootste wens? Ek wil baie graag een huis ontvang. En dan? Dan gaan ek hom in 'n lantern bære en lig gaan maak op plekke waar daar nie lig is nie. Yes, jy sien, terwyl hierdie liedjie speel hierso in die agtergrond, wil ek vir jou sê dat die Here het 'n saak aan met jou vanmôre. Elke liewe luisteraar hier op sosiale media se platform, die Here het 'n saak aan met jou vanmôre en het jou hiernatoe getrek, omdat hy wil hê jy moet hierdie boodskap hoor. Ek weet as jy nou nie direk luister nie, gaan jy nog agterna die geleentheid hê om te kan hoor, want hy bly mos nou maar vir so 30 dae op Facebook en dan is hy nog vir baie jare op YouTube en oral en op ons TV-kanaal ensovoorts. So prys die Here daarvoor. Maar julle moet asseblief ingeskakel bly, want hier is ons groot boodskappe vanmôre vir iemand daar buite. As jy voel die lewe het jou gedruk, dan is dit tyd om te sê van vandag af druk ons terug. Ja, my boodskap vanmôre is in Afrikaans. Ek preek Sondagoggende in Engels, maar Sondaande doen ek dit weer in Afrikaans en Maandagoggende dan is dit sommer so 'n mengelmoes van Engelskanns of Brits en Hollands en whatever jy het wil noem. Maar dan praat ons 'n bietjie van alles en baie van niks. So bly ingeskakel en geniet dit saam met ons vanmôre. Ek weet ons kan mekaar vervang, maar leer ons terug. Gaan ons tyd saam berou, jou hart is 'n gang vol geheime. Ek veg nog steeds in al die syne. Kan jy terugkom en in my hart kom? Ja, dit was dan nou Bernice geweest met Son op blom. Ek hoop julle het hom saam met ons geniet. En ons gaan vanmôre, soos ek sê, praat ek oor die ontmoeting by die put. Ons skriflesing kom vanmôre uit Johannes 4 vers 4 tot 7. Die stukkie wat ons daar gaan lees. En hy sê, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by die stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En Jakob se fontein was daar. Jesus het moeg van die reis by die fontein gaan sit. En dit was omtrent die 6de uur en daar kom 'n vrou uit Samaria om water te put. En Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Nou Jesus het bewus deur Samaria gegaan. Hy het dit as prins gedoen. 'n plek wat die Jode vermy het. Hierdie reis was nie net geografies nie, maar ook geestelik geweest. Jy sien, Jesus moes deur Samaria gaan, omdat daar iemand daarso was, wat hy moes ontmoet. Soos wat Jesus vanmôre vir jou moet ontmoet. 'n vrou wat sy lewe hy sou verander. Dit wys vir ons, dat Jesus nie huiwer om ons gebroke en verlore toestand te ontmoet nie. En so wil hy ook vanmôre met jou 'n saak aan hê. Want wat was hierdie vrou en haar omstandighede geweest? Kom ons kyk geweest. Die Samaritane en die Jode het nie gemeng nie. Die Samaritaanse vrou het in die middel van die dag
na die put toe gegaan om water te kry, wat baie ongewoon was. Jy sien, 'n vrou het gewoonlik vroeg in die oggend gekom, wanneer dit bietjie koeler was, want dit is 'n warm wêreld daai. Maar hierdie vrou het sekerlik hierdie tyd gekies, omdat sy ander mense wou vermy. Sy was heel waarskynlik skaam gewees oor haar lewenstyl en die oordeel wat op haar gevel was deur haar gemeenskap. So as ander mense vanmôre vir jou wil sê, jy is nie werd nie, dan sê die Here vir jou, dit is juis vir jou wat ek wil gebruik. Die Here gebruik daai gebroke en stikkende mense. Jesus stel nie belang in kulturele grense nie. Hy stel nie belang in felle kleur nie. Hy stel nie belang in tale nie. Hy is daar om te doen wat gedoen moet word. Ons skrifverlesing gaan voort uit Johannes 4 vers 9 tot 10. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my, 'n Samaritaanse vrou, water vra om te drink? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus het antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en wie hy is wat vir jou sê, gee vir my om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Jy sien, ons Jesus is bekwaam en in staat om vir my en vir jou die lewende water te gee. Hy kyk nie na wat is jou sosiale status, na jou velkleur, jou ras of wat ook al hier. Die Jode en die Samaritane het nie gemeng nie. Jy sien, daar was 'n lange spanning gewees tussen die Jode en die Samaritane, en die Jode het baie neergesien op hierdie Samaritane as gevolg van hierdie gemengde afkoms en geloof. Dit is dieselfde ding as rasisme soos wat ons hier in Suid-Afrika daagliks ervaar. Tog oorbrug Jesus hierdie kloof en vra vir hierdie vrou water. Hierdie eenvoudige versoek is 'n baie groot daad gewees van liefde en aanvaarding, want hy het vir haar gewys, kyk hierso, ek gaan jou nie in 'n boksie plaas omdat jy 'n Samaritaan is nie. Ek as Jood aanvaar jou net soos jy is. Dit wys dat Jesus nie gekeer word deur sosiale grense en kulture nie. Net soos wat ek en jy, kind van die Here, ook nie gekeer moet word deur rasse en tale en kulturele grense nie. Dit laat ons besef dat Jesus ook na ons toe kan kom, ongeag van ons verlede of omstandighede. Maak nie saak wat se sonde jy het nie. Jesus sê, kom soos jy is vanmôre. En hy gee vir ons die lewende water. Met ander woorde, hy gee vir jou die beloofde verlossing. Dis wat hierdie lewende water beteken. Johannes 4 vers 13 en 14 sê, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, so sal weer dors word. Maar wie drink van die water wat ek hom sal gee, sal in der ewigheid nooit weer dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, so sal in hom soos 'n fontein van water word, wat opspring tot in die ewige lewe. Dit is wat die Here vanmôre vir my en jou sê. Hy gee vir ons hierdie gratis geskenk van genade en verlossing. Jesus gebruik hierdie fisiese behoefte vir water as 'n manier om vir die geestelike dors van hierdie vrou aan te spreek, soos wat hy vanmôre met my en jou gesels. Hy het sy fisiese water kom haal, maar Jesus bied haar die lewende water aan. Die ewige lewe wat slegs deur hom kan gevind word. Hy wys na dat die ware vervulling van ons siel in hom gevind word, nie in die wêreldse dinge of in 'n sondige lewenstyl nie. So lekker is wat jy dink jou sonde is, net so is dit vir God 'n ewel. My siel is dors vir hierdie lewende water wat Jesus vir ons kan bied. Ons almal het hierdie innerlike dors, 'n behoefte aan die betekenis, aan vergifnis, aan vrede. Die wêreld bied baie dinge aan ons wat probeer gebruik word om hierdie ou dorsie te les. Ons koop 'n kar en 'n huis en 'n mooi namebrand klere en wat ook, maar Jesus kan ons diepste behoeftes vervul. Ek het gister gepraat van hierdie leemte in jou binneste. Dit is die plek van Jesus Christus en geen klere, kos, huise, aardse besittings kan daardie gat vul nie.
Sy liefde en sy ewige lewe wat ons in hom kan vind, is die enigste ding wat daardie leemte in jou hart kan vul, of kan vul eintlik. Jy sien, daar's 'n openbaring van die waarheid in hierdie skrif. Johannes 4 vers 16 en 18, ons gaan voort, hy sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. En sy antwoord en sê vir hom, ek het geen man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg. Jy sien, Jesus weet alles van elkeen van ons. Hy ken die aantal hare op jou hoof. Hy sê, jy het reg gesê. Ek het geen man nie, want jy het al 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is ook nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Sien, daar sal Jesus dadelik van gesê, maar jy lieg nou. Maar hy weet wat in haar lewe aangaan. Die man by wie sy bly, wat sy in sonde saamleef, is nie haar man nie. Maar ja, moet jy kom by 'n plek tyd, wat jy jou sonde begin konfronteer. Dit help jy sê dit, ja, nee, dit is waar, en dan los jy dit net daar nie. Jy met jou sonde kan konfronteer. Jesus openbaar hier aan haar, dat hy haar verlede ken, net soos wat hy my en jou verledes ken. Elke detail, die feit dat sy 5 mans gehad het, en dat sy tans saam met iemand bly, wat ook nie haar man is nie. Hoeveel mense van ons is daar in hierdie samelewing vandag, wat saam met iemand bly, wat nie jou man of jou vrou is nie. Maar hierdie waarheid was nie bedoel om haar te verneder nie, soos wat hierdie boodskap nie vanmôre bedoel is om jou te verneder nie, maar eerder om jou vry te maak. Jesus konfronteer haar met haar sonde, om haar te lei tot waar die ware berou en verlossings kan wees, soos wat die Here vanmôre met jou in jou hart praat. Jy weet wat reg en verkeerd is. Jy weet wat die Here vir jou wil sê. En dan moet ek en jy gaan in 'n ware aanbidding. Vers 23 en 24, maar die uur het gekom, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Ek en jy moet in gees en in waarheid aanbid. Jesus verduidelik dat ware aanbidding nie afhanklik is van 'n plek, nie, ook nie van 'n toestand waar jy in verkeer, maar dit is die toestand van jou hart. Dit is waar ware aanbidding begin plaasvind. Dit gaan nie oor fisiese plekke of rituele nie. Dit help nie jy gaan kerk toe en jy voel so verskriklik goed oor jouself, want julle het vanmôre 3 liedjies gesing, die pastoor het vir 5 minute gebid, hy het vir 25 minute 'n boodskap gebring, hy het vir 10 minute offergawes en offerhandes opgeneem, hy het weer 3 liedjies gesing, hy het weer gebid, en daar gaan jy huis toe, en jy dink jy is op pad hemel toe. Jy sien, Jesus verduidelik dat ware aanbidding nie afhanklik is van 'n plek of 'n toestand van jou hart nie. Dit gaan ook nie oor 'n fisiese plek en 'n rituele soos ek sê nie, maar dit gaan oor ons verhouding met God vanmôre. Ons moet hom aanbid in gees, met ons hele hart en in waarheid, in opregtheid en ooreenstemming met sy woord, want daarso is riglyne. Die Here bied vanmôre verlossing vir hierdie hele wêreld. Maar hy gee vir jou 'n vrye keuse of jy dit wil aanvaar of nie. Ons gaan verder vanaf vers 25 en 26. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En die vrou het haar waterkruik laat staan en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man het my alles vertel, wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle is toe uit die stad gegaan na hom en by hom gekom. So jy sien, Jesus openbaar hom vanmôre, nie aan hy vrou in hierdie storie nie, maar hy openbaar hom aan jou. Hy is die Christus. En dan kry jy 'n getuie van verandering, want ons moet Jesus aanneem in ons hart om 'n verandering in ons lewe plaas te vind. En nadat Jesus haar identiteit of sy identiteit as die Messias aan haar geopenbaar het, verander hierdie vrou sy hele perspektief. As jy weet dat Jesus is die een wat vanmôre met jou praat, dan is dit tyd om jou hele perspektief te verander. Sy het haar waterkruik net daar gelos,
Daai simbool van haar fisiese dors het sy gelos. Sy het gehardloop en vir al die ander mense vertel van hierdie wonderlike man wat haar lewe kom verander het. En ek sê vir jou, hierdie wonderlike man is vanmôre hier om jou lewe te kom verander. Dit wat gebeur het wanneer Jesus ons ontmoet, onthou jy dit, ons lewe verander en jy word 'n getuie van sy genade. Jy's opgewonde, jy kan nie genoeg praat oor hom nie. Hier in die begin van jou bekeerdheid wil jy die hele wêreld omvergooi en jy wil almal bekeer. Gou kom jy agter dat die almal is nie op dieselfde blaai as jy nie. Maar 'n gemeenskap wat glo, kan dinge verander vir die Here. Dis hoekom hy homself openbaar het aan hulle. Hy gaan verder in vers 39 en tot 42 en baie van die Samaritane uit hierdie stad het gekom en hom geglo oor die woord wat hy vir die vrou getuig het. Hy het met my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle hom gevra om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly. Jy sien, hy was nie teenkantig nie. Hy het daar gebly, want hy het nie gevra wat se kleur, wat se nasie, wat se volk of taal praat jy. Hy het daar gebly. En nog baie meer het geglo oor sy woord. En hulle het vir die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van jou verhaal nie, maar ons het self gehoor en weet dat hy waarlik die saligmaker van die wêreld is. En ek hoop jy wat vanmôre luister, sal ook uit jou eie uit besef, nie oor wat ek jou vertel nie, maar wat Jesus aan jou openbaar, dat hy die saligmaker van hierdie wêreld is. Want dan is jy 'n getuie, en daar is groot krag in jou getuie. Groot krag wat die Here wil kan gebruik, en jy kan dit aanwend om siele vir die koninkryk van Jesus te wen. Jy sien, hierdie vrou wat vermy en verwerp was deur al die mense, word nou 'n groot instrument vir God se verlossing in haar gemeenskap. So kan jy ook 'n instrument van God se verlossing word in jou gemeenskap. Jy kan dalk 'n huiskerk begin of 'n huissel begin, en as jy wil weet hoe om dit te doen, dan laat jy my weet, en ons sal vir jou enige tyd help met al die inligting en opleiding, en ons sal self op Zoom of so jou eerste of tweede en derde by mekaar kom, saam met jou doen, sodat jy kan sien en leer, en wanneer jy gemaklik voel, dan laat ons jou dit op jou eie doen. Baie het in die begin geglo, omdat sy haar verhaal gedeel het, maar uiteindelik het hulle self tot geloof gekom, deur hulle eie ontmoeting met Jesus. Jesus wil vanmôre 'n ontmoeting hê met jou, my liewe vriend en vriendin. Jy sien, die storie van hierdie vrou by die put herinner ons aan God se genade, maar ook aan sy uitnodiging tot elkeen van my en jou vanmôre, ongeag van jou verlede, ongeag van waarmee jy besig is. Net soos hierdie vrou by die put, het ons almal mos dors gehad, wat net Jesus kan les. Daai dors kan niks vul nie, daai gat in jou binneste kan deur niks anders te gevul word as deur ons Jesus Christus self nie. Hy bied vir ons die lewende water aan, die lewe van vrymaking, die lewe van vergifnis en van 'n ewige verlossing. Prys die Here. Voor ek verder gaan, kom ons doen gou 'n kort gebedjie en dan gaan ek aan. Here Jesus, ons dank U vir U liefde en die genade. Dankie dat U ons ontmoet waar ons is en ons nooit wegwys nie. Ons bid dat U ons lewens sal verander, my Vader, soos wat U die vrou by die put se lewe verander het. Help ons om U te aanbid in gees en in waarheid van vandag af, en ons lei om 'n getuie van U grootheid te wees, sodat ons ander siele kan wen vir U koninkryk. Dankie vir die lewende water wat U ons bied, en help ons om dit aan almal rondom ons uit te deel. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dit is wat jy moet doen. Ek en jy moet hierdie getuie wees vir Jesus Christus. Uit ondervinding uit kan jy baie groot boekdele skryf. Want jy sien, Jesus bring 'n verandering in jou lewe. Die storie van die vrou by die put eindig nie net met haar eie verlossing nie. Dit bring vir ons
'n verandering in haar hele gemeenskap, soos wat jy 'n verandering in jou hele gemeenskap kan hê. Ons sien dat wanneer ons 'n ware ontmoeting met ons Jesus het, dit is ons lewe, wat ons hierso vir hulle deel. En ons lewens het hiervan af vir ewig verander. Maar ons kan ook die mense rondom ons in ons gemeenskap se lewens vir altyd verander. En dit is waaroor jou getuie gaan. Elkeen van ons het 'n persoonlike getuie. Dink bietjie vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Hoeveel keer het jy al gevoel dat jy onwaardig is? Dat jou verlede jou identifiseer of definieer jou? Miskien voel jy soos daardie Samaritaanse vrou wat vermy was deur mense, beswaar deur haar eie ou foute en sondes, want ons almal het baie sondes. Al is jy hoe arm, al is jy hoe ryk, al is jy hoe goeie mens en jy deel al jou goed uit, as jy nie Jesus aangeneem het, beteken dit vir jou niks nie. Ons almal het steeds foute en sondes, en dis net die vrymakende krag en die genade van Jesus Christus wat ons daaruit kan haal. Kyk maar wat doen Jesus. Hy oorkom hierdie kultuurbarrier eers tussen die Jode en die Samaritane. Hy oorkom die tradisies en die oordeel van die mense wat daar by hom is. Net so wat hy met hierdie vrou gedoen het, kan hy vanmôre vir jou doen. Sien jy die waarde in hierdie storieetjie? Hy ken jou pyn, my liewe vriend. Hy bied jou 'n nuwe begin aan van hierdie dag af. Jesus het gesê daar in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Hy wil hê dat ons 'n oorvloedige lewe moet hê, nie net in materiële sin nie, want almal dink altyd aan geld of in besittings, nee, maar ook in jou verhouding met God, in die vrede wat net hy vir jou kan gee, wat alle verstand te bowe gaan, en dit is die vervulling van ons diepste behoeftes, waaruit daai leemte in jou binneste kan kom en hy vul hom, want hy kan. Jy sien, wanneer jy die eerste stap gaan neem, is daar 'n reaksie in jou gemeenskap. En dit is belangrik om op te let op hierdie reaksie, wat hier gebeur het by hierdie Samaritaanse vrou, ekskuus tog, was daar 'n reaksie in die Samaritaanse gemeenskap gewees. Hulle het eers geglo op grond van wat die vrou se getuies was, maar toe hulle self Jesus ontmoet het, soos wat jy hom aan hulle gaan voorstel, het hulle geloof ook dieper geword in hom. Hulle het gesê, ons glo nie meer op grond van jou verhaal nie, maar op wat ons self gehoor het, en ons weet waarlik dat hy die saligmaker van die wêreld is, Johannes 4 vers 42. Nou wat leer ons daardeur, vriende? Terwyl ons getuienisse kragtig is dit uiteindelik elke persoon se eie ontmoeting met ons Jesus wat vir hom sy lewe permanent kan verander, maar jy moet die voorstelling doen. Jy is die katalisator van hierdie ontmoeting met Jesus. Ons is geroep ons stories te deel met ander en ander mense na Jesus toe te lei. Dit is wat Matteus 28 vers 19 vir ons sê. Maar ons moet bid en vir elkeen hulle eie verhouding toelaat om te ontwikkel deur Jesus Christus. Moenie jy probeer om 'n shine te vang of 'n deel daarvan te wees nie. Jy het die voorstelling gedoen, dan los jy die persoon. Jy kan 'n pad saam met hom stap, bid saam met hom, begin 'n huiskerk saam met hom, maar moenie probeer krediet vat vir dit wat Jesus gaan doen nie. Daar is wel krag in die getuienisse, yes. Die vrou se lewe was nie perfek gewees soos ons weet nie, maar God het haar gebruik om haar hele gemeenskap na Jesus toe te lei. Net so kan ons, ten spyte van al ons ou foute en tekortkominge, deur God gebruik word om mense na hom toe te lei. Dankie Here dat jy 'n ou nietige mens soos ek kan gebruik as 'n instrument in jou hande. Want ek is niks, maar Jesus leef binne in my. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Minder van my, meer van hom elke dag. Dit is een van die grootste waarhede van die evangelie. God kies om gebroke mense te gebruik om sy volmaakte wil uit te voer. Yes, sy wil is volmaak.
God wil vir jou gebruik. Kom ons dink bietjie aan jou eie storie. Kom ons doen bietjie hier introspeksie. Hoe het Jesus jou lewe verander vandat jy hom ontmoet het? Hoe kan jy jou storie gebruik om ander te bemoedig en na Jesus toe te lei en te bring? Wat kan jy sê het die Here vir jou gedoen? Daar toe jou man of jou vrou op die siekbed gelê het en die dokters gesê het, daar is nie goeie hoop nie. Is jou gebed verhoor en jou man of jou vrou is genees. Dit is jou getuie. Dit is jou getuie. Daar waar het vir jou gevoel het, ek skiet te kort, dan het die Here vir jou gesê, wag, hierso is vir jou bietjie nuwe water. Ek wil jou gebruik, vat dit. Dit is jou eie storie. Nou, hoe kan jy hierdie storie van jou gebruik om ander te bemoedig en na Jesus te bring, vraag? Ons is almal geroep om ligdraers van die Here te wees, om die boodskap van hoop en verlossing te deel, en dit is wat jy moet doen. Doen 'n bietjie Bybelstudie, doen 'n bietjie moeite, doen 'n bietjie introspeksie, vat hy bietjie tyd saam met die Here in die môre, laat hy vir jou openbaar. Hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy agterkom, maar hierdie Here, hierdie God in die hemel, hierdie hemelse Vader praat met my in hierdie skrifgie. Jy sien, Jesus is mos die lewende water. Soos ons hierdie verhaal vandag afsluit, kom ons dink weer aan die woorde van Jesus, wat hy in Johannes 4 vers 14 gesê het, wie drink van die water wat ek hom sal gee, sal in der ewigheid nooit weer dors word nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom fontein van water word wat opspring tot 'n ewige lewe. Yes, daai woord wat jy gaan uitdeel van mense is die lewende water wat gaan opspruit in hulle en hulle gaan agterkom dat het iets gebeur in my lewe. Die lewende water wat Jesus jou bied is nie net die verlossing van jou sondes nie, maar is ook die bron van krag, die bron van vrede en die hoop wat ons elke dag nodig het om staande te bly in hierdie wêreld. Dit is 'n herinnering dat soos 'n fontein wat in ons opspring, ons sal moet bly leef. As mense wat voortdurend in die teenwoordigheid van God bly. Ons moet elke dag na hom toe kom. Net soos die vrou na die put gegaan het. Maar hierdie keer vir lewende water wat ons siel vir ewig en altyd sal versadig. En dan kom ons by, wat is die vrug van hierdie lewende water? Want jy sien elke ding het 'n nagevolg. So ook hierdie water wat jy drink, wanneer ons hierdie lewende water van Jesus ontvang het, dan begin ons vrugte dra in ons lewens. Dit transformeer jou denke, dit transformeer jou dade en dit transformeer selfs jou verhouding teenoor en met ander. Ons liefde vir God word duidelik in ons liefde vir mense. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons moet nederig word, dankbaar word en vol hoop, wetende dat ons die dors vir ewig geles is. Wat gaan dit van jou vat as jy net vir iemand sê, ek waardeer jou, ek is lief vir jou, ek is dankbaar vir jou in my lewe? Wat gaan dit van jou vat? Niks. Maar dit gaan vir die ander persoon iets beteken, want jy laat die lig van die Here skyn. Ons kan vra, hoe lyk die vrug van lewende water in jou lewe? Watter impak het jou verhouding met Jesus op jou gedrag vandag? Of jou woorde, of jou denke? Dan wil ek vanmôre vir jou sê, Jesus wil hê dat die lewende water wat hy jou gegee het, 'n oorvloedige fontein in ons lewens sal wees, wat ook ander kan aanraak en kan seën. Met dit wat jy doen, die manier wat jy praat, kan jy mense se lewens verander. Ons kan hierdie boodskap vanmôre afsluit sonder om 'n uitnodiging tot verlossing te maak. Die vrou by die put het die ontmoeting gehad wat haar lewe verander het.
Jesus het haar nie veroordeel nie, maar eerder 'n uitnodiging gegee om 'n nuwe lewe te begin. Wil jy nie ook maar vanmôre sê, net so, nooi Jesus jou vanmôre om vandag na hom toe te kom en te sê, jy kan vra vir om vergifnis en genade ontvang vanmôre om van hierdie lewende water wat hy bied vir jou te gee. Matteus 11:28 sê die Here vir ons, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir jou rus gee. Ek maak 'n uitnodiging vandag en jy staan vas vandag. Of jy vir jouself verlore en ver van God af voel vanmôre, dan wil ek vir jou sê, jou lewe wat nou voel is dalk leeg en sonder betekenis, maar Jesus nooi jou nou om vandag na hom toe te kom, want hy wil vir jou die rus gee, hy wil vir jou vergifnis gee, hy wil jou vul met hierdie lewende water. Hoe voel jy daaroor vanmôre? Is jy reg vir 'n verlossingsgebed wat jou kan vrymaak van sondes en van al die dinge in jou lewe? Daai gevoel van vrees, daai gevoel oor bekommernis oor die dag van môre. Jesus sê, hy kan vir jou vrymaak daarmee. Maar jy moet hom aanvat. Jy moet dit invat wat hy vir jou gee. Hy offer vir jou vanmôre die lewende water. Vanmôre toe ek nou hierso instap in hierdie kantoor in, het ek geweet ek moet 'n boodskap bring. Maar ek het gisteroggend 'n boodskap gebring, ek het gisteraand 'n boodskap gebring, en ek het nie tyd gehad eers om voor te berei vir vanmôre se boodskap nie, maar die Here gee vir my 'n boodskap vanmôre. Hy gee vir jou die lewende water vanmôre. Hy gee vir jou, omdat hy omgee vir jou. Maar hy gee ook vir jou 'n vrye keuse, en daai vrye keuse is om hom te aanvaar en hom aan te neem of nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nog nie die lewende water van Jesus aanvaar het nie, wil ek nou vir jou nooi om saam met my te bid vanmôre. Ek gaan vir jou die geleentheid gee, dat jy 'n gesprek kan hê met die Here self. Ek gaan net 'n leiding wees in hierdie gesprek. Hierdie is 'n altaarkol vanmôre, tussen jou en die Here. Ek is maar net 'n instrumentjie hierso. Die Here hou die microfoon vas en ek is die speaker. Ek wil hê, jy moet vanmôre 'n gesprek voer met die Here self. Vergeet van my, vergeet van JT, ek is nie eers hier in die berekeninge nie. Al wat hy wil hê is, jy moet vanmôre erken dat jy foute het, jy moet erken dat jy 'n sondaar is, jy moet erken dat hy Jesus Christus, jy moet erken dat hy in die kruis gesterf het, jy moet erken dat hy opgestaan het, jy moet erken dat hy in die regterhand van God sit, waar hy nou vir jou intree as jou advokaat, wanneer jy aangekla word deur sondes. Want hy het al reeds die prys vir daai sondes betaal. Hy het al reeds die prys vir daai sondes betaal. Nou vra ek vir jou, as jy vanmôre voel, laat die Here praat met jou in jou hart. Want wat is die hele doel van die evangelie te verkondig? Wat is die hele doel om op 'n radio te praat? Wat is die hele doel van 'n bediening of 'n kerk hê? Wat is die doel? Die doel is om siele te wen vir die koninkryk van God, en nie om jouself te verhef nie. Nie om jouself aan te stel bo alles en almal nie. Daarvoor is dit is Jesus se ereplek daai. Ek en jy moet net gehoorsaam wees. Ek en my vrou is in hierdie bediening vir 'n hele paar jaar, en ons is die afgelope ruk lank het ons hierdie radiostasie begin soos die Here ons gelei het. Ons maak nie 'n sent se geld uit dit uit nie. Inteendeel, dit vat ontsettend baie tyd en baie geld om hierdie ding aan die gang te hou. Want ons doen dit nie vir onsself nie, want die Here sê ons voorsien daarin. Dit is waar jy moet sê, ek tree in vir diens, ek tree op in diens van die majesteit. Die Here wil vir jou gebruik vanmôre, maar dit is jou keuse, waar jou verhouding met God staan, hoe jy oor hom voel. En as die Here vanmôre daar aan jou hart klop, en sê, hier is ek, Here, ek wil vandag intree, en optree in diens. As jy daai geklop hoor van die Here, wat vir jou sê, hier, ek wil vir jou vanmôre die lewende water gee, dan moet jy vanmôre kan sê, Here, hier is ek. Hier is ek, Here, vorm my en maak my net soos wat U wil, want U is die pottebakker en ek is net die klei.
Kom ons sluit die oë en ons buig die hoofde. Baie kort gebedjie gaan ek doen vanmôre, maar ek wil hê jy moet elke woord bedoel wat ek sê. Bid agter my aan en maak hierdie gebed jou eie gesprek direk met God, dat ek net 'n leiding kan gee. Want dit is jou siel waarmee ons hier praat. Jy veg vir lewensbehoud, jy veg vir jou eie lewe, se ewige lewe. Daar's net 2 plekke om heen te gaan, dis die hemel of die hel. As jy nie die Here aanneem en hemel toe gaan nie, gaan jy definitief hel toe gaan. As jy vir my sê, maar pastoor, hulle het my by die kerk so seer gemaak, dat ek nie die Here wil aanneem nie, dan wil ek nou vir jou vanmôre sê, dat die pad na die hemel toe loop nie deur daai kerk se jaard nie. Jou pad na die hemel toe loop deur Jesus Christus. Vergeet van mense. Mense sal jou altyd teleurstel. Vriende gaan jou in die rug steek. Vriende gaan jou seermaak. Hulle sal jou bediening seermaak. Die duiwel wil dit so hê, want hy wil nie hê jy moet vooruit gaan nie. Want dan gaan jy siele wen en dan verloor hy siele vir die hel. Maar dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor siele vir die koninkryk van Jesus Christus. Mense is mense vol foute. Jesus is die perfekte lam gewees. Kom ons sluit die oë en sluit jouself in by hierdie gebed. Here Jesus, sluit jou oë, buig jou hoof. Ek erken dat ek 'n sondaar is. Ek het U nodig in my lewe, Here. Ek vra dat U my sondes sal vergewe en my reinig. Ek glo dat U vir my aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U weer opgestaan het uit die dood. Ek aanvaar U as my herder en my verlosser. Vul my met U lewende water vanmôre. En lei my om U te dien vir die res van my lewe. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen. Jy sien, as ons bid, dan bid ons tot die Vader, in die naam van Jesus Christus die Seun, want hy is die een wat aan die kruis gesterf het, hy is die een wat vir ons die pad oopgemaak het. Johannes 14 vers 6, niemand kom na die Vader toe behalwe deur die Seun nie. Jy sien vriende, hierdie verhaal van hierdie Samaritaanse vrou herinner ons dat Jesus nie gekom het vir die rykes en die magtiges nie. Hy het maar vir elkeen van ons gekom. Maak nie saak of jy ongeag van jou verlede, jou hede nie. Dit gaan oor die toekoms. Maak nie saak hoe goed jy dink jy is nie. Maak nie saak hoe arm jy is nie. Al is jy vanmôre waweloos, werkloos, kosloos, watseloos ook al. Die Here sê hy is hier vanmôre en van hierdie vandag af gaan hy jou lewe verander. Hy wil jou gebruik. Hy bied ons almal lewende water, die ewige lewe en 'n verhouding met God vanmôre. Mag ons hierdie week wat voor lê vir ons ingaan met die wete dat ons dors is vir ewige les in Christus Jesus. En mag ons hierdie lewende water van vandag af met ander deel. Moet dit nie vir jouself hou nie, dit is te belangrik om dit vir jouself te hou. Jy mag dit nie vir jouself hou nie. Dit behoort uit te gaan. Laat die Here jou as 'n instrument in sy hand gebruik vanmôre. Gaan uit, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en laat leer hulle soos wat God of wat Jesus hulle jou beveel het. As daar iemand is wat gedoop wil word, wat nog nie deur die doopwater gegaan het, wat die Here aangeneem het, asseblief laat my weet, ek sal moeite doen. As jy ver van my af, maak nie saak waar in die land of waar in die wêreld jy bly nie. As jy nog nie gedoop is nie, praat met my en ek sal reël dat iemand jou kom doop wat naby jou bly. As jy hier in die Oos-Kaap omgewing is, laat my weet, dan sal ek jou persoonlik kom doop, soos wat die Here my lei. Maar wees gehoorsaam aan sy woord vanmôre. Wees gehoorsaam aan die woord en die stem van die Here vanmôre. Maak disippels van alle nasies en laat hulle doop. Laat hulle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Wil jy nie maar vanmôre net gehoorsaam wees aan hierdie stem van die Here nie? Ons tyd hier op aarde is so naby aan die einde. Dis so min tyd oor dat jy kan nie bekostig om 'n oomblik langer hardkoppig te wees of halstarrig te wees. Dis tyd dat die Here praat. Ja, hy praat met jou vanmôre. Jy wat nog nie gedoop is nie. Of jy wat dalk gedoop is nog voordat jy besef het waaroor dit regtig gaan, dan is dit nou tyd van jy die Here ken, van jy die waarheid ken om hom aan te neem waar jy aangeneem het. En nou jy laat doop, want die doop sê, wanneer jy afsak in die water, dat jy saam met Jesus gesterf het, en wanneer jy opstaan, dan staan jy soos hy op, vernuwe. So al die sondes van die verlede is afgewas, prys die Here. Die Here gee om vir jou, ek gee om vir jou. Jy het 'n siel wat baie belangrik is. My hart huil as ek dink aan mense vir wie ek lief is, wat nie kan saamgaan nie, omdat hulle ongehoorsaam was aan die stem van die Here. My hart huil as ek dink aan jong mense, en ek kyk hulle rond en ek sien hoe hulle Jesus verontagsaam. Dan besef ek weer eens, die tyd waarin ons lewe is soos die dae van Noag. Noag het die woord van die Here verkondig vir 120 jaar. Hulle het vir hom gelag en 'n bespotting van hom gemaak, maar toe die sonde vat, die reën kom, toe is daar net 8 mense op die ark. Toe is daar net 8 mense op die ark van almal op hierdie aarde. As die Here vandag kom, gaan jy een wees wat saamgaan. Gaan jy een van die wees op die ark, of gaan jy een van die wees wat agterbly? Jy kan nie bekostig om agter te bly nie, my liewe mens. Besef jy, wat se tyd gaan die verdrukking wees? Besef jy, dat jy sal doodgaan van die honger, of jy sal die merk van die antichrist vat, en dan is jy in elk geval verdoem tot die hel. Jy kan dalk vir 7 jaar 'n klein bietjie verligting kry, of eintlik vir 3,5 jaar 'n klein bietjie verligting kry, maar dan is jy 'n ewigheid in 'n poel van vuur en swaal in die vlamme van die hel, waar jy nooit weer sal uitkom nie, waar jy dag en nag gepynig gaan word, deur vlamme en deur wurms gevreet sal word, waar daar nie God is nie, daar waar jy nie kan asemhaal nie, daar waar die reuk van swaal so oorweldigend is, dat jy gaan sukkel om asem te haal, daar waar daar geen water is nie, want jy sal dors hê, want die lewende water is nie meer beskikbaar aan daai kant nie. Kan jy regtig bekostig om op hierdie dag en uur nog te sê, nog nie nou nie. Nog nie nou nie kan môre te laat wees. Kyk na die weersomstandighede rondom jou. Kyk na die tekens in die lug. Kyk na die oorloë en die gerugte van die oorloë. Kyk na die pestsiektes. Kyk na die liefdeloosheid van die mense. Kyk na waar die sonde vuur nou hoog gety. Dit wat verkeerd is nou reg, en dit wat reg is nou verkeerd. Kyk net na die kinders, hoe hulle ouers hanteer, en hoe hulle ouers nie meer kan respekteer nie. Kyk rondom jou, en dan sien jy die eindtye voor jou afspeel soos 'n boekrol. Matteus 24 en 25, Openbaring, Daniël 12 en Esegiel, daar soveel stukke in die Bybel wat vir jou duidelik sê dat hierdie tyd is verstreke. My en jou tyd is amptelik verstreke. Die enigste rede hoekom Jesus nog nie gekom het nie, is deur genade, want daar is nog siele te wenne. Ek wil 'n uitnodiging maak vanmôre aan jou. As jy voel jy wil optree en intree in diens tot die majesteit, kom sluit aan by Heaven's Embassy. En ons gaan 'n pad saam met jou stap. Nee, ek soek nie jou geld nie. Ek vra nie vir jou geld of tiendes en offerandes of niks. Ek vra net, kom word deel van hierdie eenheid van Jesus Christus se liggaam waarvan hy praat. Dat ons kan saamwerk om hierdie wêreld te bevolk, om die woord van die Here uit te brei reg oor die wêreld na elke volk, taal en nasie toe. Almal wat nog nie die woord van die Here gehoor het nie, moet dit hoor, dis dringend. Hierdie is 'n dringende oproep vir elkeen om gehoor te gee. Hou op om harde kop te wees. Luister na die woord van die Here. Ek hoor onlangs, hoe vat mense die Bybelse woord en hulle sê, en die Here sê, maar hulle vat 'n Bybelse woord en hulle gebruik dit om iemand anders te mee 'n pak te gee.
Hulle gebruik Bybelverhale waar mense gesterf het om te sê, as jy nie gehoor gee nie, gaan jy sterwe. Mense, jy's besig met valse dinge. Jy's besig met 'n gevaarlike speelietjie. Die Here, ons God, laat nie van hom 'n bespotting maak nie. As jy sy woord wil gebruik, maak seker, dit kom van die Here af. Moenie vir my vertel, die Here sê, as jy nie seker is nie. Die Here sê, beteken die Here sê, nie jy sê nie. Nou die dag, toe kyk my vrou my met groot oë aan, toe ek vir haar sê, omdat dit in die Bybel staan, is nie te sê, dat dit God is wat dit sê nie. Sy het my baie verbaas aangekyk, maar wat probeer ek nou dit sê? Hoe kan ek nou sê dat dit is nie waar nie? Toe moes ek myself verduidelik. Jy sien, as ek hierdie Bybel vat en ek maak vir hom oop, en ek soek 'n ding waar ek iemand mee kan pak gee, of waarmee ek iemand kan uithaal, of waarmee ek iemand se bediening kan seermaak, kan ek baie dinge vertel, hierso van afgodery en rampe en oorloë. Hier in Rigters is baie oorloë en goed, waar koning Dawid geveg het en alles, en dan kan ek dit omdraai om my eie idees te pas. Maar weet jy hoe gevaarlik is dit, want jy's besig om die woord van die Here te gebruik om jouself te regverdig. Wees versigtig, my kleine my jonge mens, my ou mens, my vrou, my man, my elke ene wat daar buitekant is, wees versigtig om die woord van die Here te verdraai, om jou eie ideologie te pas, of jou eie toestande te verduidelik, of om jou eie idees te verkoop aan die wêreld daar buite, en sodoende mense van die pad afbring, van stryk afbring. Dis 'n gevaarlike ding. Ons dien 'n God van liefde, en as 'n gesprek tussen jou en so 'n persoon nie liefdevol kan wees nie, en dit is vol arrogansie en aggressiwiteit, dan kan jy onmiddellik weet dat hierdie is nie 'n woord van die Here nie. Die Here praat wel reguit, maar hy sal nooit ongeskik wees nie. En ons ervaar dit deesdae, dat mense kom, en hulle vat die woord van die Here, hulle verdraai hom, om by hulle self te pas. Dit is so gevaarlik om dit te doen. Dit kan jou einde beteken, my liewe mens. Die Here sê vir ons, raak my kinders nie aan nie, raak my geliefdes nie aan nie, of raak my profete nie aan nie. As jy iets teen iemand sê wat nie van die Here af is, dan gebruik jy nog die woord van die Here ook daarvoor, dan is jy besig met so gevaarlike storieetjie. Jy is besig om op die randjie van die helse vlamme rond te dans, en dan regverdig jy jouself. Baie sal sê, kyk Here, ek het genesings gedoen in u naam. Ek het duiwels uitgedrywe in u naam, en dan gaan hy sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Hy gaan sê, gaan weg, ek ken jou nie. Jy wil nie daai woorde hoor van, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Jy wil hoor wat hy vir jou gaan sê, mooi so my goeie en getroue dienskneg. Maak seker by die Here, dat dit die Here is wat praat en nie jou eie hardkoppigheid nie. Vriende, kom ons sluit af met gebed, en ek hoop julle het 'n wonderlike week, en ek hoop ek kan iemand vanmôre tot insaag bring, om hierdie siel van jou, daai waardevolle siel van jou aan te wend, om nog siele by te voeg by die koninkryk. Kom ons sluit die oë en ons buig die hoofde. Here, my God, Here, baie so baie dankie vir u woord vandag, wat u vir my gegee het. Here, dankie vir hierdie lewende water, wat u vir ons bied vanmôre. Ons vra dat u ons sal lei, om die waarheid en in genade te kan lewe. Laat ons nie met valsheid u woord verdraai, om by onsself te pas nie. Laat u liefde deur ons vloei, sodat ons ander kan aanraak met die evangelie van verlossing, Here. Wat ons liefde kan uitstraal, nie met mense beklei en argumenteer nie. Die tyd daarvoor is verstreke. Seën elkeen van ons nou, en hou vir ons veilig in die arms, Here. Plaas 'n laar van die engele om ons. Laat die woord kan uitgaan, God, soos wat u dit vir ons gee, en nie soos wat ons dit graag wil uitdeel vir ons eie gewin nie.
Ons bid alles in die naam van Jesus Christus, die naam bo alle name, die naam van ons Here Jesus Christus. U is waardig om geloof en geprys te word. Amen en amen. Vriende, dit was lekker om saam met julle te kuier. Dit is lekker om te weet dat die Here leef en die Here luister en die Here hoor ons nog steeds. Ek het gesê wat ek gekom het om te sê, ek het gedoen wat ek moes doen vanmôre en ek glo julle sal vanmôre met my saamstem dat die Here het 'n besondere boodskap vanmôre vir iemand daar buite gehad. Wie dit ook al is, die weet ek nie. Al wat ek wel weet is, Jesus is lief vir jou, ons is lief vir jou en ons wil graag weer van jou hoor. So as jy voel jy wil betrokke raak op enige manier, dan skakel jy ons daar by 061 509 5262 en jy maak kontak en een van die mense sal wel met my kontak maak om vir my te sê Jan Piet Koos Vreek, wie ever ook al het met jou gepraat, soek na jou, wil met jou praat, wil saam met jou bid, hoe dit ook al mag sê, ek is hier, ek is in diens van die Vader. Ek is in diens van die Vader, maar so kan jy ook wees en ek wil vir jou graag help om in diens van die Vader te kom. As die enigste manier is dat ek jou kan help, laat dit so wees. Bly gerus ingeskakel vanmôre, net hierna is ons suster Annelie Kereke met vroue wat glo, julle kan dit gelus, luister vrouens, dis 'n baie mooi boodskappe wat sy altyd bring, wat sy vrouens bemoedig, so prys die Here vir mense ook so sy. Haar woorde tref diep, omdat sy praat uit ondervinding uit. Luister na haar getuienisse, die woorde tref diep. Dit is wat ek vanmôre gesê het, jy het 'n getuie om uit te dra daar binne, en dit is wat ons suster Annelie doen. Sy gebruik wat die Here vir haar gegee het, om die woord uit te dra. So doen my vrou ook, so probeer ek ook doen, so probeer broer Victor ook, so probeer Hilton, so probeer Dr. François, Prof. JP, ons almal van ons wat nog hier oor is, Pastoor Doreen wat daar na haar is, Apostel Tapello Petrus, ons suster Cecilia, hier so baie mense wat lief is vir die Here. Julle moet asseblief na hierdie stasie luister, want as ons nie op sosiale media is nie, is ons nog steeds op die stasie beskikbaar. So moenie weggaan nie, luister na mooi geestelike opvoedkundige programme en ook opbouende musiek. Alles tot eer van die Here. Geniet hom vriende, ek speel uit met 'n liedjie van Ek wil dans voor die Here. Of net dans, kom ons sê net dans van Berenice West. Ek hou van haar opgewekte liedjies, want sy gee ons sommer weer 'n huppel in jou se sprong. Prys die Here vir elkeen. Van my kant af, JT Kleinhans, shalom. Jesus is lief vir julle en ons is net so lief vir julle. Tot ziens, geniet hom. Dames en here, ons hoofstorie van die eeu. Wanneer het ons so gemaklik